Dit is vandag Vrydag 20 Junie. Baie welkom by hierdie luistermeditasie in Koninkrykstyd. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Johannes 16 vers 12 tot 15 en ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Kom tot rus en haal 'n paar keer lekker diep asem. Wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Laat jou gedagtes tot rus kom, so stof wat sak na 'n storm. Jy hoef niks te bewys nie, niks te sê of te doen nie. Net te wees. God is hier in die stilte. Bid saam met my hierdie gebed. Gees van God, kom maak my leeg, sodat genade en verwondering my nou kan verras. Ek kom bely my belangrikheid in my eie oë, dat ek soms dink die wêreld is afhanklik van my. Tog weet ek my storie maak saak. In afhanklikheid van U maak dit werklik saak. Ek bid dat tussen die wêreldse geroep en die vuurwerke van Pinkster, ek U sagte stem sal kan onderskei. U stem in die stilte. Daarom mag die leegheid van hierdie stilte heilig wees. Mag U lig my lig wees. Johannes 16 vers 12. Jesus is aan die woord en hy sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Hierdie gedeelte is deel van die langste aaneenlopende gesprek wat Jesus ooit met sy disippels gehad het. Wat het jy vandag in hierdie gedeelte gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Die Gees van die waarheid waarvan Jesus hier praat is die lig wat in ons leef. Ek dink dit verg moed om hierdie vuur vas te hou, om dit elke dag met waardigheid te dra, om dit los te laat deur my woorde
en teenwoordigheid. En dis gelyktydig ook 'n geskenk van vrede, want hierdie vlam van God se Gees is onuitblusbaar, gebore en gevoed deur die een wat nog altyd was en sal wees. Al voer duisternis aanhoudend sy stryd teen die lig, bly die uitkoms dieselfde. Selfs in die donkerste nag, bly brand die waarheid van liefde altyd helder. Ek dink die misterie in die kern van jou siel is ook so 'n ewige vlam. Dis die ewige vlam van die Gees van God wat jou lewe onderhou en die groot interpreteerder is van alles wat elke dag oor jou pad kom. Want waarheid is meer as net iets wat jy met jou kop verstaan. Dis iets wat jou lewe begin vorm. Dit groei stil, soos lig wat stadig in 'n vertrek insypel. En as jy fyn oplet, sal jy sien, die Gees gee nie net antwoorde nie, maar 'n nuwe manier van wees, van ware rus, van ware vrede. Hoe ervaar jy die teenwoordigheid van God se Gees as die Gees van waarheid in jou lewe, in jou geloofsreis? Ek dink soms ons praat in baie vreemde terme oor die Gees van God. Maar die Gees van God is nie 'n soort vreemde energie wat hier tussen ons ronddryf nie. Dis God self, dis die rou energie van die heelal. Dis liefde self. Die Gees van die waarheid is nie om skielik vreemde stemme te hoor wat vir jou geheime verklap nie. Dis om te leer om te luister na die getuie, na die vertrooster, wat in jou teenwoordig is, wat die waarheid ken, wat jou bemoedig. Die Gees laat jou dieper delf om te ontdek wat jy eintlik reeds weet, om te sien wat jy sien, te hoor wat jy hoor, dag vir dag op daardie pad te bly loop. Jesus kom sê vir ons dat ons nie alles op een slag hoef te weet of verstaan nie. Hy sê ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Selfs Jesus het geweet, daar is goed wat eers later sal sin maak. Dis vir my 'n troos. Ek hoef nie nou al die antwoorde te hê nie. Wat ek vandag nodig het, sal na my toe kom, deur hierdie Gees wat teenwoordig is. Stadig, op die regte tyd, sal die Gees van God die wysheid gee wat ek benodig, sonder 'n geskree en 'n geskarrel. So miskien is dit genoeg om net stil te raak en in die spanningsveld van hierdie woorde van Jesus te sit. Die Gees sal julle in die volle waarheid lei. Nie jaag nie, nie dwing nie, lei, sodat ek en jy kan volg. Wat het in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here God, U is vir my 'n skuilplek en 'n bron van krag in die tye waarin ek my bevind. Alhoewel ek nie weet wat vandag oor my pad gaan kom nie, help my om U te vertrou. Om te onthou dat, alhoewel ek verras mag word, dat dit U nie gaan verras of onkant gaan vang nie. Dankie dat ek weet U is nie aan die slaap of te besig nie, dat U sorg ingeweef is in die DNA van hierdie wêreld, dat U werklik omgee. En Gees van God, help my om te onthou, soos wat U my verlede in U hand het, het U ook my toekoms in U hand. En meer as enigiets anders. Here Jesus, help my om U te onthou. Wat in die moeilikste oomblik uitgeroep het, laat nogtans U wil geskied en nie myne nie. Here, dankie vir die geskenk van die Gees van die waarheid. Mag hierdie waarheid my so in besit neem, dat ek sal volg waarin U my lei. Amen.